Welkom by Reisbread. Welcome to Reisbread Travel Fun. This video is available in English and Afrikaans. As jy in Afrikaans wil kyk, kies Afrikaans by u YouTube instellings. If you want to view the video in English, select English at your YouTube settings. Thank you and enjoy. Die Namibië Maritieme Museum is geleë in Lüderitz, in die weelderige opgeknapte gebou van die ou kragstasie wat in 1910 gebou is. Met 2500 vierkante meter ruimte versprei oor 5 dekke of vloere, is dit die grootste museum in sy soort in die hele Afrika. Ankers, skroewe, maste en liere versier die agterplaas op die strand. Binne kan besoekers hulle verwonder aan skeepsmodelle, skilderye en alledaagse gereedskap wat deur matrose gebruik word. 'n Biblioteek met honderde boeke oor navigasie en seevaart nooi besoekers uit om te blaai. Die Namibië Maritieme Museum kyk ver terug na die era van Europese ontdekkingsreisigers en handelsroetes. 2 weke gelede het ons die klipkruis besoek wat die Portugese seevader Bartolomeu Dias in 1488 geplant het aan die ander kant van Lüderitz Bay. 'n Replika daarvan is ook hier te sien in die museum. Hierdie Rose of Winds is geskep deur die Spaanse kunstenaar Xavier Correa Corredera en dit beklemtoon die verhouding tussen die woestyn en die see. Vanaf 1883 het die Bremenhandelaar Adolf Lüderitz grond rondom die baai verkry van die inheemse oorlams Namas. En dit was die begin vir die Duitse koloniale era. Die ontdekking van diamante by Kolmanskop in 1908 het die klein dorpie 'n groot hupstoot gegee. En dit sluit die kragstasie in, wat nou die Maritieme Museum huisves. Toegang tot die museum wissel van kinders onder 5 jaar wat niks betaal nie. Kinders 6 tot 18 kos dit $10, wat $1 is gelykstaande aan 1 Suid-Afrikaanse rand. Studente met 'n studentekaart, ek neem aan dis net Namibiese studente, betaal $20 en groot mense betaal $30. Natuurlik vir ouer mense is daar afslag, so hulle betaal nou $20 Namibiese. En as jy internasionale besoeker is, $180. In 1486 het Diego Cao 'n kruis geplant by Kaapkruis. Dit is waar die robbe is, noord van myl 72. En dis 'n kruis van meer as 3 meter hoog en hy lyk soos die ene. Hierdie is 'n replika van Bartolomeu Dias se kruis wat geplant is by Dias Punt by Lüderitz in 1488. Daarso is 'n sketsie van hoe die baai lyk by Lüderitz en min of meer waar die kruis geplant is. En jy kry beter idee van hoe die kruis lyk hier in die museum. Daar buitekant het die wind ons uitmekaar uitgewaai op daai vorige video. Een van die dinge waaroor ek nie uitgepraat kan raak nie, is die ongelooflike storie van die manne wat met die klein bootjies oor die oseane gevaar het om die suidpunt van Afrika te kom verken. Dit moes ongelooflike moed geverg het om in daai bootjie te klim, oor oseane te vaar wat jy nog nooit in jou lewe gesien het nie, vrese aan te durf wat jy nog nooit teëgekom het nie, en hier in die suidpunt van Afrika 'n klipkruis te kom plant. Wanneer 'n mens deur die museum beweeg, dan kan jy nie anders as om groot waardering te kry vir die mense wat so baie moeite en aandag hier ingesit het nie. Dit is regtig die moeite werd om hierdie plek te besoek, al is dit net om te sien hoe groot dit is en hoe baie goed hier binne gehou word.
In die Maritieme Museum het hulle allerhande replikas van bote. Nie replikas nie, miniatuurreplikas. Van skepe wat betrokke was by ontdekking en ontwikkeling. Hier is 'n replika van die skip HMS Bounty, wat bekend geraak het in die fliek Mutiny on the Bounty. Onthou wanneer jy inteken op ons kanaal, maak seker dat jy die klokkie druk, want wanneer jy die klokkie druk, dan kry jy gereelde kennisgewings van nuwe video's wat op die kanaal gesit word. Kyk, hierdie was die rattlesnake. 20 guns. Hierdie skip was deur die Britte oorgeneem en toe later weer teruggeneem deur die Amerikaners. Die Britte het hierdie boot oorgeneem. Die HMS Assurance het die boot oorgeneem. Toe verander hulle sy naam na die Cormorant toe. Of die Cormorant. En toe vat Amerika dit weer terug. Toe noem hulle dit weer die rattlesnake. Wanneer mense so oppervlakkige museum besoek, dan vergeet 'n mens baie keer dat elkeen van hierdie goedjies in hierdie museum het 'n baie groot storie agter. Hierdie bootjies met die kruisies op hulle seile is natuurlik die Portugese skippies, of die Portugese bootjies waarmee Dias en die ander seevaders van Portugal die kus van Afrika besoek het. Hier op die eerste vloer van die museum kry mense 'n goeie idee van verskillende diertjies en goed wat in die see lewe. En saam met hierdie seelewe is natuurlik nou skulpe, korale en fossiele. En daar's verskillende uitstallings daarvan. Een van die grootste goed hier is die uitstalling van 'n groot mossel, of hulle noem dit in Engels 'n clam, wat 'n verbasende marine spesies is wat kan leef vir meer as 100 jaar en hy kan groei tot meer as 200 kg, een van hulle. Een mens kan hier kyk na fossiele van baie ou seediere, om vir jou nuwe insig te gee oor hoe dit lyk onder in die oseane en die verre verlede en marine lewe oor baie jare. If you're interested in stamps and seals and money, en geld, old money, geld. Dan kan jy die hele dag hier staan en kyk. Ek stel belang aan albei. So alles af my lankie kan besig hou. Wanneer jy kommentaar lewer op ons video's of like druk, dan wys dit vir YouTube dat jy belangstel in ons video's en dit beteken YouTube sal dit vir ander mense ook wys. En so groei die kanaal en so kry jy al hoe beter en meer video's om te sien. Ek onthou nog toe ek in Windhoek gebly het toe ek klein was, het ek seels versamel en ek het 'n penmaat gehad in Sri Lanka. En ek het altyd op my adres geskryf Windhoek, Suidwes-Afrika. Op 'n stadium toe vra hy vir my, waar is Suidwes-Afrika? Hulle het dit net geken as Namibië. Wanneer 'n mens so deur 'n museum beweeg, dan wonder jy hoeveel van hierdie dinge sal regtig behoue bly vir die nageslag. As jy seels as 'n voorbeeld neem, seels bestaan amper vandag nie eens meer nie. En dit word nie eintlik meer gebruik nie. Alles is nou e-pos en elektronies. Onthou om hierdie video met die vriende te deel. Elke keer as jy dit met 'n vriend deel, dan wys dit vir YouTube dat iemand hou van die kanaal en die algoritme
wys dit vir meer mense. Met die ontdekking van die diamante by Kolmanskop was Luderitz 100 jaar gelede een van die rykste dorpe in die hele wêreld gewees. Hierdie munte laat 'n mens nogal daaraan dink, en dis een van die dinge wat jy nooit gedink het jy in Luderitz sal aantref nie. Die Maritieme Museum in Namibië is nie net vir ou mense wat belangstel in ou goed en wat heeldag na ou goed wil kyk nie. Hier is natuurlik ook iets vir die kinders. Ek sal net die hele dag hier by die Children's Gallery bietjie speel en te kere gaan. Jy kan hier op bootjies kyk en dan gaan jy leer om toue te knoop. En hulle wys nogal vir jou wat om te doen as jy die aanwysings kan lees. Hulle het my sommer gou deur mekaar gemaak, want 'n regte man lees nie aanwysings nie. As we rode past rocky outcrops frosted with cormorant water, another familiar head rises out of the water. En wanneer jy 'n bietjie moeg gestap of gestaan is, dan kan jy gaan sit en 'n video gaan kyk oor Afrika pikkewyne, kormorante of ander seevoëls. Cormorants is classified as endangered on the global IUCN Red List. All three of these species can offer glimpses into the health of a variety of local. Die grootste deel van die oseane is natuurlik nog onverken. En 'n mens wonder baie keer hoeveel verskillende skulpe en seediertjies is daar regtig onder daai water. Hierdie museum is op 5 vlakke, 5 levels. Hierdie is op die eerste vlak. Dis die uitsig oor die see. Maar hier sal 'n mens aan stap, hoor. Hulle het gesê die ysbak is blykbaar buite werking. Hulle wag vir iemand van Suid-Afrika om dit te kom regmaak. Kyk, daar is die hawe. Ons moet nog daar aan toe klim. Hier is 'n hele uitstalling oor die Namibiese vloot en die rol wat die vloot speel om die Namibiese seebronne en seehulpbronne te beskerm. Is nogal interessant as mens jou kinders hiernatoe bring om dit vir hulle te wys.
'n Mens kan sien die plek boontoe op by die boonste vloere is nog heeltemal vol nie en hier's nog baie ruimte vir ontwikkeling. Hulle is sekerlik nog besig om van hierdie gedeeltes ook uit te brei en meer goed daarop te sit en goed by te sit om dit nog meer interessant te maak. Hierdie is daai soutmyn wat ons op een van ons vorige video's gewys het van Pelican Point. Hy soutmyn by Walvis Bay. Hier wys hulle nou mens mooi op hierdie fotos hoe die aktiwiteite werk. En hier kan jy sien die verskillende sout en hoe dit lyk. Tot dit later poeier is. Hier is die Pelican Point vuurtoring wat ons besoek het in ons Pelican Point video. Hier is die diaspunt. Swakopmund. Wat ons hier kon inkom met die Swakop video nie. Die kus hier by Namibië het natuurlik al baie skepe geëis en die lewens van baie mense. Hier is die skeepswrak van die Zaila wat ons in 'n ander video bespreek wat ons besoek het daar naby Jakkalspits by Henties Bay. Kyk hierdie groot klam. Ek dink dit is regtig 'n mossel nie. Maar kyk hoe groot is dit. Dit is groter as my kop. You can pay the 30 rand. 30 rand for grown-ups, 10 rand for kids, just to get this view.
'n besoek aan hierdie Namibiese Maritieme Museum in Lüderitz laat jou met verwondering, dit laat jou met dankbaarheid en dit laat jou dink, jy wil dit graag vir iemand anders ook wys. En dit sal 'n jammerte wees as u nie die geleentheid kry om hierdie museum te besoek nie. Wanneer u hier kom, dan is hier waarskynlik al meer uitstallings en meer bootjies om te sien. En moenie daai uitsig vergeet nie. Remember to press like, subscribe to our channel, and ring the bell for updates. Baie dankie dat jy gekyk het. Kom ek wys net gou weer vir hierdie gebou. Let me show you the building again. This building is the old power station building. Dis 'n ou kragstasie.